Vriende, goeiemôre. Ons is die Here nog dankbaar dat hy vir ons uitgespaar het en dat die Here nog 'n nuwe dag tot ons lewens toegevoeg het. Wat 'n wonderlike voorreg om u ook te groet in die naam, bo alle name, in die naam van ons dierbare Here Jesus Christus. Ek wil ook van die geleentheid gebruik maak om elkeen van u wat na ons oordenkings luister, 'n baie geseënde en 'n baie godvrugtige 2026 toe te bid. Mag u en ek wonderlike getuies wees vir die Here in hierdie jaar, mag ons groei in sy diens en tot sy eer, en ons bid dat die Here ons baie ryklik sal seën met al die geestelike seëninge in Christus Jesus, ons Here. Vriende, baie dankie ook vir elkeen se verstaan, ook in hierdie tye waar ons nie opnames doen nie. Dit verg nogal baie om 5 keer 'n week opnames te doen, en wil ek u net herinner daaraan dat ons 'n webtuiste het, www.wegwaarheid-en-lewe. Dis Berea Christen Gemeente se webtuiste. As u hom oopmaak, sal u sien daar's 'n menu knoppie, en u kan net daarop druk. U sal sien daar's 'n paar streepietjies, druk op dit, en dan sal u sien, daar is ook 'n onderafdeling oordenkings, en u is baie welkom om na van die oordenkings te gaan luister wat al reeds opgeneem is. Ek weet ons het nie tyd om altyd na alles te luister nie, en daarom ook in tye waar ek met vakansie vertrek, of wanneer daar 'n Desember maand aanbreek, wanneer die meeste van u weg is met vakansie, is u baie welkom om daarna te luister. Ek het nou die dag gaan kyk, daar is so amper 180 oordenkings opgeneem vanuit die boek Spreuke. Daar is so plus minus 100 aktuele onderwerpe wat alreeds hanteer is, en daar is geweldig ander baie onderwerpe wat ek alreeds hanteer het. So is baie welkom om in die tye waar daar nie oordenkings direk uitgesaai word, of elke môre vir u gestuur word nie, dan na die webtuiste te gaan, om dan ook daarna te luister. Baie dankie ook vir u verstaan daarin. Nou vriende, hier aan die begin van 'n nuwe jaar wil ek sommer begin hier by Genesis, die eerste hoofstuk, en gaan 'n bietjie met u praat oor die baie besondere gedagte van die lig wat God hier geskaap het, hoe ons 'n geestelike toepassing daarop kan maak, en dan ook die ewige lig van God se heerlikheid waarvan die Bybel praat. So kom ons val dadelik weg. Genesis 1 leer vir ons, in die begin het God die hemel en die aarde geskape. Vriende, dis 'n feit. Ons het al baie gepraat oor die evolusieleer. As u gaan na die oordenkings, sal u sien ek het al reeds dan ook opnames gedoen oor die leuen van die evolusieleer. Dit wat hulle vandag as waarheid wil voorhou in skole is 'n absolute leuen, versinsels van mense. Die Bybel sê baie duidelik, in die begin het God die hemel en die aarde geskape. Hierdie God van hemel en aarde is die God wat van ewigheid af self bestaan. Die Bybel sê uit hom, deur hom en tot hom is alle dinge. Die Bybel sê vir ons, en die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wêreld vloed, en God se gees het op die waters gesweef. En God het gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. U sien, God is die een wat skepingsmagtig is. Hy kan spreek en dinge gebeur. U moet tog nie hierdie mense glo, hierdie pastore, hierdie apostels, hierdie sogenaamde profete, wat sê dat u en ek het krag in ons woorde, dat ons ook lewe kan spreek, en dinge sal gebeur nie. Vriende, wat 'n groot leuen. Ons is nie God nie, ons is skepsele van die Skepper. Hierdie God het gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. Die Bybel sê, toe sien God dat die lig goed was. Dit wat hy geskaap het, was goed. En God het skeiding gemaak tussen die lig en die duisternis. God het die lig dag genoem, en die duisternis het hy nag genoem, en dit was aand en dit was môre die eerste dag. Nou as ons kyk na hierdie baie besondere verskynsel, dan kom ons agter dat daar was nie die son nie, daar was nog nie die maan of die sterre nie, so, daar was alreeds lig gewees voor God die son, maan en sterre geskaap het. En wat presies dit beteken, vriende, het teoloë al oor baie jare gepraat en geskryf en gedebatteer, en ons kan nie by die antwoord uitkom nie, want Deuteronomium 29:29 sê, dat die verborgde dinge is vir die Here onse God. Al wat ons weet is, God het in die begin lig geskape, hy het gesê dit was goed, en hy dan ook die onderskeid gemaak tussen die lig en die duisternis, waarby ons heel moontlik môreoggend DV sal stilstaan. Nou hierdie fisiese lig het God geskape, en die Bybel sê vir ons dat God gesê dit was baie goed. Nou wil ons ook kyk na die geestelike lig waarvan die Bybel praat. Nou jy kan miskien vir my vra, nou wat bedoel ons by geestelike lig? Die Bybel sê vir ons baie duidelik, vriende, dat u en ek geestelik in die duisternis gebore word. Ons word kinders van die duiwel gebore. Ons word sondaars gebore. Al word ek in 'n Christelike huis groot, al word ek as 'n babietjie gedoop, al gaan ek deur die sonnaskool en die katekisasie, sê die Bybel, word ek in die duisternis gebore. Van nature is my neiging na die sonde. Die Bybel sê vir ons dit baie duidelik in Efesiërs 5 vers 8. Hoor wat skryf die apostel Paulus. Hy sê, want vroeër was julle duisternis. Nou praat hy van ons geestelike toestand. Was donker, dit was duister, dit was verwyder van God. Nou sê hy, maar nou is julle lig in die Here, wandel soos kinders
van die lig. So hy maak hier ook die onderskeid tussen die geestelike duisternis en die geestelike lig. Eens was die geredde mens in die duisternis, deur God se genade wandel hy nou in die geestelike lig. Hoe het dit gebeur? Die apostel Paulus beskryf dit baie mooi daar in 2 Korintiërs 4 vers 6. En dan verwys hy terug na die gebeure in Genesis. Kom ek lees vir u en dan praat ons 'n paar oomblikke daaroor. 2 Korintiërs 4 vers 6. Want God het gesê dat daar uit duisternis lig moet skyn, verwysende nou na Genesis 1 en die lig wat hy uit die duisternis gebring het. Nou sê hy, God het gesê dat daar uit duisternis lig moet skyn. Dit is hy wat in ons harte geskyn het om die verligting te bring van die kennis van die heerlikheid van God in die aangesig van Jesus Christus. So hierdie God wat in die begin lig geskaap het, sê ook vir ons baie duidelik dat hy geestelike lig in ons harte bring, sodat ons sondige toestand kan raak sien, dat ons kan uitroep om genade, dat ons redding en verlossing in Jesus Christus kan ontvang. Ek vra jou vanmôre, het jy al hierdie geestelike lig in jou lewe ontvang, of wandel jy nog in die duisternis? Jy sien, as jy vanmôre nog 'n liefde het vir die sonde, en in hierdie sonde bly wandel, sê die Bybel vir ons baie duidelik in die boek 1 Johannes 1, as ons sê dat ons in die duisternis wandel en ons behoort aan die Here, dan is ons leenaars. Want as God in ons harte verligting kom bring, dan verander hy ons denke. Ons word nie sondeloos nie, maar ons hele optrede verander. Ons is soekers na die lig van God se waarheid, wat in sy woord vir ons opgeteken word. Maar die laaste vermelding van lig, waarna ons vanmôre gaan kyk, is die ewige lig in die aangesig van ons God, wie ons verwag, wat uit die hemele sal kom, om homself aan ons te openbaar. Hoor hoe pragtig stel Johannes dit daar in Openbaring 21. Ek gaan vir julle 'n paar verse lees, en dan gaan ons hierby volstaan. Openbaring 21 vers 10, daar staan, en hy het my die gees weggevoer op 'n groot en 'n hoë berg, en my die groot stad getoon, die heilige Jerusalem, wat uit die hemel van God neerdal, en dit het die heerlikheid van God gehad, en sy lig was soos 'n baie kosbare steen, soos die kristalhelder jaspissteen. En dan gaan ons af na vers 22 toe, en daar staan baie duidelik, en 'n tempel het ek nie daarin gesien nie, want die Here God, die Almagtige is sy tempel, en die lam, en die stad het die son of die maan nie nodig gehad, om in hom te skyn nie, want die heerlikheid van God het hom verlig, en die lam is sy lamp. Hoe pragtig, vriende, as 'n mens hierdie groot waarheid sien, en dis waarna ons uitsien, om in die lig van God se heerlikheid te wandel. Hy is die een, sê die Bybel vir ons baie duidelik, wat lig is, en in hom is daar geen duisternis nie. Die Bybel sê vir ons baie duidelik, die duisternis het die lig probeer oorweldig, maar kon dit nie doen nie. Daarom pleit ek vanmôre by jou. In die eerste plek, God sal dank vir die fisiese lig. Die feit dat ons vanmôre nog lewe, die feit dat jy vanmôre nog kan asemhaal, die feit dat jy nog op God se aarde wandel, met 'n bepaalde doel, met 'n bepaalde rede. Ek pleit by jou dat jy vanmôre sekerheid sal hê, dat die geestelike lig in jou hart opgegaan het. Dat jy vanmôre kan sê, eens was ek duisternis, maar nou is ek lig in die Here, en ek wandel soos 'n kind van die lig. En ek pleit by jou hier aan die begin van 2026, dat jy sal uitsien na die ewige heerlikheid, hier waar ons in God se lig sal wandel, en waar ons geen duisternis, geen hartseer, geen pyn, geen sonde ooit weer sal sien of van sal hoor nie. Vriende, mag die Here ons genade gee. Môre gaan ons bietjie kyk na die onderskeid wat die Here maak tussen lig en duisternis, en ons pleit dat die Here vir ons baie ryklik sal seën. Groete vir u, mooi dagie verder, tada.